So ek dink deesdae in 'n mark wat amper versadig is met verskaffers van Tanzanië safaris, is dit belangrik om jouself af te vra wat wil jy uit 'n safari hê en daarop op grond daarvan dan nou jou besluit te maak. So ek gedink dit sal 'n goeie ding wees om dan vandag met julle te gesels oor wat ons safari anders maak, sodat jy 'n ingeligte besluit kan maak oor watter safari vir jou gaan werk. So kom ons begin eers by 'n paar hoogtepunte van hierdie safari. Ons begin ons eerste nag op 'n koffieplantasie in die skadu van Mount Meru en dan gaan ons na Tarangire toe. Nou Tarangire is 'n kleiner park in die noorde van Tanzanië en dit is bekend vir krimitartbome en die olifante wat daar is. En van daar af gaan ons dan na die suidelike deel van die Serengeti toe. Dit is 'n area wat baie minder besoek word deur die hoofstroom safaris. En ons gaan daar na die area met die naam van Ndutu. Nou Ndutu is pragtig, dis wild en dit het definitief 'n atmosfeer van sy eie. Die volgende stop is dan 3 nagte in die sentrale deel van die Serengeti. Nou ons kies juis dit om ons program so te doen tussen die suide en in die sentrale deel, sodat ons genoeg tyd het om in verskillende rigtings te kan gaan en so seker te maak dat ons die migrasie kan volg, want dit is natuurlik nie 100% voorspelbaar nie, daar's maar net historiese data wat ons kan gebruik om vir ons 'n idee te gee van waar die diere sal wees. 'n ander lekker hoogtepunt is die opsionele ballonrit met sonsopkoms en dan is daar ook 2 nagte op die rand van die Ngorongoro krater en ons spandeer 'n hele dag binne in die krater. So dis fantasties en daai ekstra nag langs die krater maak regtig 'n verskil aan jou ervaring en natuurlik dra dit ook dan nou by tot die parkfooie, maar dit is heerlik om 'n tweede dag daar te kan wakker word en daar te kan gaan slaap en regtig nog tot op die laaste in die bos te wees. Die een ding wat ek wil sê oor ons reisprogram is dat dit regtig na jare se ervaring, kennisopbou, beplan is. So dis nie net sommer van die rak af gehaal en in die massa mark ingestuur nie, dis iets wat met liefde en kundigheid beplan is om ons reisigers die beste ervaring moontlik te kan gee. En dis iets wat ek gebou het rondom 'n droom wat ek self sal droom om daardie safari te doen. So ons bly nie in die hoofstroom lodges, gekommersialiseerde lodges nie. Ja, dit behoort aan lodge groepe, maar dit is wel kleiner lodges en tente, luukse tente, kan by elkeen met sy eie badkamer fasiliteite. Maar die lodges is nie oorstroom van mense nie en jy kan nog 'n lekker bos ervaring kry. So dit is punt nommer 1. Die ander ding is by party van ons verblyfopsies is daar drankies ingesluit. Nou, vir party mense is dit nie, jy weet, ek sal sê maar ek drink net 'n glas wyn of tussen my en my vrou drink ons dalk 'n bottel wyn oor 2 aande of so iets. Dit mag dalk so wees, maar 'n bottel wyn en dan praat ek nou sommer van lekker cheap studentewyn in Suid-Afrika. So dieselfde bottel wyn sal in Tanzanië maklik R600 kos. So as jy al daai sommetjies begin maak, dan kan jy sien dat drank 'n stewige bydra tot jou reisrekening kan wees. Die ekstra nagte wat ons in die parke is, dra ook by tot ons fooi of tot die koste van hierdie toer, want die parkfooi vir die Serengeti byvoorbeeld is $70 per persoon per 24 uur. So as jy nou daardie somme maak, dan kan jy sien dat daar 'n paar ekstra onkostes is wat ons inreken. Die ander ding om in gedagte te hou is dat ons, soos ek vroeër genoem het, Ndutu toe gaan. So ons het 1 nag in Ndutu en 3 nagte in die Serengeti. So dit is 4 nagte in die bos, plus dan die nagte langs, die 2 nagte langs die Ngorongoro krater en ons nag in Tarangire. So ons wil regtig hê dat ons reisiger 'n fantastiese boservaring gaan hê en dat ons nie gejaag is nie. So Serengeti beteken eindelose vlaktes en die Serengeti is wyd. Jy onderskat dikwels die afstande wat 'n mens moet ry. Dit is lang afstande wat 'n mens moet ry en daarom is dit vir ons belangrik om hierdie ekstra dae as 'n buffer in te sit, sodat ons reisigers nie voel hulle kom gehavend tuis nie. So hier is maar net 'n paar van die hoogtepunte van ons toere. Ek is passievol oor Tanzanië. Ek is mal oor die land en sy mense en hierdie Pole Pole toer.
Pole Pole beteken in Kiswahili slowly slowly, is een wat my na in die hart lê, want ek dink regtig na soveel jare se reis na Tansanië is hierdie half die goue middeweg. Ek sien uit daarna om julle te verwelkom op een van ons toere, of dalk as jy sommer net wil praat om seker te maak jy kies die regte toer vir jou en jou begroting en dit wat jou hart se behoeftes is ek altyd hier om 'n bietjie raad te gee.